Isaac Newton word die vader van die moderne wetenskap genoem. Op 'n dag het een van sy vriende die model gesien van die sonnestelsel wat Newton gemaak het. Verbaas het hy gevra, "Wie het dit gemaak? Hy moet 'n genie wees." Dit was oorspronklik op sy eie daar. Op sy eie. Dit maak nie sin nie. Hoekom glo jy nie dat hierdie model deur homself gemaak word, terwyl jy sê dat die heelal deur homself gemaak is nie? Die heelal is ook nie deur homself gemaak nie, maar deur God. Niks in hierdie wêreld is van self gemaak nie. Groot heelal. Bewoonbare aarde. Wie het al hierdie dinge gemaak? Hebreërs 3:4. Elke huis word immers deur iemand gebou, maar God is die een wat alles gebou het. Dit is God wat alle dinge gemaak het. Is dit waar? Kom ons soek bewyse dat God alles gemaak het. As die afstand tussen die aarde en die son 5% nader word, sal al die water op aarde verdamp en geen lewe kan oorleef nie. As dit 5% verder word, vries al die water op aarde en kan geen lewe oorleef nie. As die aarde 10% groter word as wat hy nou is, sal skadelike gasse op aarde ophoop as gevolg van die sterker swaartekrag en geen lewe kan oorleef nie. Omgekeerd, as die aarde 10% kleiner word, sal water en lug uit die atmosfeer gedwing word weens die verswakte swaartekrag wat lewe onmoontlik maak. Die huidige afstand tussen aarde en son en die grootte van die aarde is die beste toestande vir lewende dinge om te bestaan. Is dit alles toevallig? Jesaja 45:18. Ja, so sê die Here wat die hemel geskep het. Hy is God wat die aarde gevorm en dit gemaak het. Hy het dit gevestig, nie as 'n onherbergsame plek het hy dit geskep nie, maar om bewoon te word. Dit is God wat die hemel en die aarde geskep het en dit bewoon het. Die bestaan van God vertel dat die hemel bestaan. Openbaring 21:1-4. Toe het ek 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien. En die dood sal nie meer daar wees nie. Die nuwe hemel en die nuwe aarde is die hemel. Hoe kan ons na die koninkryk van die hemel gaan, net soos ons 'n ruimtepak moet dra om na die buitenste ruimte te gaan? Moet ons die ewige lewe ontvang om hemel toe te gaan waar daar geen dood is nie? Hoe kan ons die ewige lewe ontvang? Johannes 6:54. Wie my liggaam eet en my bloed drink, het die ewige lewe. Hoe kan ons Jesus se vlees eet en sy bloed drink? Lukas 22:15-19-20. Ek het van harte begeer om hierdie Pasga saam met julle. Hy het brood geneem en nadat hy die seën gebed en sê, dit is my liggaam wat vir julle gegee word. Hierdie beker wat ter wille van julle uitgegiet word, is die nuwe verbond deur my bloed. Jesus het gesê dat die paasbrood sy vlees is en dat die wyn van die Pasga sy bloed is. Ons kan die ewige lewe hê en die hemel binnegaan deur die Pasga van die nuwe verbond te hou. Onderhou asseblief die Pasga van die nuwe verbond en ontvang die seën van die ewige lewe.